Goed, kom ons maak ons oor toe en dan bid ons saam. Ons almagtige God, Hemelse Vader, Here, ons dankie vir hierdie pragtige oggend en hierdie geleentheid, hier waar ons weer hier in die huis bymekaar kan kom. Here, ons dankie vir die reën wat daar buite geval het. Ons dankie, Here, dat U vir ons so seën. Ons dankie dat U ons ook seën met die geleentheid en met die voorreg om ook vanmôre weer as U kinders hier in U huis voor U bymekaar te kom en opnuut weer te kan besef dat U in beheer is van alles. Ja, dat U die reën op die regte tyd stuur en dat U U woord ook aan ons op die regte tyd gee om ons te rig en ons te lei en ons ook te versterk vir die pad wat ons ook moet loop, hierdie reis wat ons hier op aarde het om terug op te klim na die paradys toe, na U toe. Here, vanmôre wil ons opnuut weer vra, versterk vir ons deur die woord, lei vir ons deur die woord, gee vir ons die nodige kennis, insig, wysheid en verstand, dat ons dit sal verstaan en ons eie kan maak. En Here, dat ons dit ook, omdat ons besef hoe groot U liefde en genade vir ons is, omdat ons besef dat Jesus sy lewe vir ons gegee het, dat ons daarom ook lewens van dankbaarheid sal wil leef, lewens waar ons deur alles wat ons doen, die lof en die eer en die heerlikheid wat U toekom aan U sal wil bring. Daarom vra ons ook vanmôre, Here, spreek nou tot ons as U kinders wil graag luister, en ons vra dit en bid dit alles as dit U wil is, in U groot en heilige naam, in die naam van Jesus Christus. Amen. Soos ek gesê het, ons gaan vanmôre kyk na die 5de berg. Ons het nou verlede Sondag gekyk na die 4de berg, wat die berg van voeding is. Nou, wanneer ons na hierdie 5de berg gaan kyk, hier in Matteus 17, dan is daar 'n paar dinge wat tussen berg 4 en 5 gebeur, wat van groot belang is vir vanmôre ook. En dit is in 'n sekere sin die gebeure wat afspeel in Matteus 16. So ek wil net voor ons begin lees, wil ek so kortliks 'n paar dinge in Matteus 16 uitlig. So ons het nou gesien, daar is die berg van voeding en ons het gesien die verandering het gekom waar Jesus nou uiteindelik mense van oral heen, almal wat in hom glo, voed hy ook, soos wat Johannes 3 vers 16 sê, want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Maar dan kom ons na Matteus 15 dan by Matteus 16 aan, en een van die eerste goeders wat gebeur is ook belangrik, en ons sien dat Matteus 16 begin waar Jesus weer die Fariseërs en die Sadduseërs en die skrifgeleerdes vermaan. Die opskrif sê die suurdeeg van die Fariseërs, maar dit gaan eintlik oor, hierdie was 'n tipe van 'n sentrale gedeelte. Ons het dit gesien ook waar Jesus in die gedeeltes wat ons behandel het, maar in die gedeeltes rondom dit, in hierdie gedeelte waar hy eintlik die hele tyd die Fariseërs en die Sadduseërs tereggewys het of hulle vermaan het en gesê het, dis hoe julle dit dink, julle moet die wet fariseïsties of etisisties onderhou, maar julle mis heeltemal die punt. En dis waaroor dit eintlik ook weer hier gaan, want hulle sê vir hom, hulle wil 'n teken sien, en dan sê hy vir hulle, julle harte is nie reg nie, julle wil heeltyd teken sien, maar julle sien nie die teken eintlik wat hy is, wat hier voor julle staan, en seker sien, dis nie wat hy sê nie, maar dis wat dit uiteindelik beteken. En dan daarna, dan sien ons is daai bekende gedeelte waar ons verlede Sondag ook gepraat het, en die Sondag voor, dink ek het dalk ook genoem. Maar dit is waar ons Petrus se belydenis skryf, wanneer Jesus dan nou vir sy disippels sê, wie sê die mense is ek? En sommige sê, party sê U is Elia, en ander sê van die ander profete, en dan vra hy vir sy disippels, maar wie sê julle is ek? En dan sê Petrus natuurlik vir hom, U is die Christus, die seun van die lewende God. En dan sê Jesus natuurlik vir hom, soos ons al gehoor het, Petrus, op hierdie belydenis van jou, dat jy erken dat ek is die Christus, die seun van die lewende God, dis waarop die kerk staan en val eintlik. So Jesus sê vir hom, op hierdie belydenis van jou sal ek my kerk bou, en die poorte van die doderyk sal die kerk nie oorweldig nie. En dit is uiteindelik die belangrike ding, so ons kan vir mekaar sê, dit is waarop die ware kerk van Christus staan en val, of hulle vir Christus bely as
die ware seun van God en God self ook. Maar dan is daar verder 'n baie belangrike wending, wil ek amper sê, 'n belangrike verandering, en vanmôre gaan alles oor verandering wat plaasvind. Ons lees dan net so bietjie daarna, want daai gedeelte kry ons Petrus se belydenis en Jesus se antwoord is in Matteus 16 vers 16 tot 18. Maar dan kry ons in Matteus 16 vers 21 hierdie woorde: van toe af het Jesus begin om sy disippels te toon dat hy na Jerusalem moes gaan en veel van die ouderlinge en owerpriesters en skrifgeleerdes moes ly en gedood en op die 3de dag opgewek word. So nou kom hierdie verandering vir die eerste keer nou, begin Jesus vir hulle sê tydens sy aardse bediening, dat julle moet besef, en hy het dit nou net eintlik vir Petrus gesê, ook wat hier in die tussentyd afspeel is, wanneer hy dit sê, dan sal ons nou sien, of gaan lees maar daar in Matteus 16, dan vat Petrus om een kant toe. Maar vir die eerste keer hier begin hy nou om vir hulle te sê, ek moet aan die kruis sterf. Ek gaan Jerusalem toe om gekruisig te word en ek gaan doodgaan. Maar hy sê ook, en op die 3de dag opgewek word. Maar die disippels verstaan dit glad nie. En dis dan natuurlik wat hier gebeur in Matteus 16 is, dan vat Petrus om een kant toe, hierdie selfde Petrus wat nou net hierdie pragtige belydenis gegee het, en hy sê, Here, mag dit nooit gebeur nie, want hy verstaan nie waaroor dit gaan nie. En dan weet ons natuurlik, Jesus antwoord vir Petrus met presies dieselfde woorde waarmee Jesus die Satan geantwoord het op die berg van versoeking, of die berg van toetsing, toe die Satan vir hom gesê het, kniel voor my en ek sal vir jou die hele wêreld gee. Jesus antwoord vir Petrus en hy sê vir hom, gaan weg agter my Satan. En dit is baie belangrik, want daarna volg dan die gedeelte ook, waar Jesus vir sy disippels sê, julle moet julle kruis opneem, of as julle my wil volg, sal julle julle kruis moet opneem. En hy het nou net vir hulle gesê, ek gaan doodgemaak word, so in 'n sekere sin beteken dit vir hulle ook, julle moet besef, julle gaan doodgemaak word, dit gaan nie maklik wees om jou kruis op te neem en my te volg nie. En dan kom ons uiteindelik by vanoggend se gedeelte uit Matteus 17 uit. Nou, die opskrif sê die verheerliking van Jesus op die berg, en soos ek sê, dit is nou die 5de berg waarop Jesus is tydens sy aardse bediening. Dit word ook beskryf as die berg van transfigurasie, dit beteken maar net verandering, of gedaanteverandering, soos wat ons nou uiteindelik sal lees. Nou kom ons begin lees hier in Matteus 17 by vers 1. Ons lees hier, en na 6 dae, met ander woorde op die 7de dag, en na 6 dae het Jesus vir Petrus en Jakobus en Johannes sy broer saamgeneem en hulle op 'n hoë berg in die eensaamheid gebring. Ek kom myself net hier onderbreek, so dit is op die 7de dag, so dis weer die getal 7 wat ons sien, soos wat ons gesien het by die brode, wat natuurlik die getal van goddelikheid of heerlikheid is, volmaaktheid is, en hoeveel disippels wat hy sal my vat, 3 saam, so Petrus, Johannes en Jakobus, so dis weer 3, daai getal van volheid. Maar goed, en na 6 dae het Jesus vir Petrus en Jakobus en Johannes sy broer saamgeneem, en hulle op 'n hoë berg in die eensaamheid gebring. En hy het voor hulle van gedaante verander, en sy aangesig het geblink soos die son, en sy klere het wit geword soos die lig. En kyk, daar verskyn aan hulle Moses en Elia in gesprek met hom. Toe begin Petrus vir Jesus te sê, Here, dit is goed dat ons hier is. As U wil, laat ons hier 3 hitte maak, vir U een en vir Moses een en een vir Elia. Terwyl hy nog spreek, oordek 'n helder ligte wolk hulle met eens, en daar sê 'n stem uit die hemel, uit die wolk, dit is my geliefde seun, in wie ek 'n welbehae het, luister na hom. En toe die disippels dit hoor, het hulle op hulle aangesig geval en was baie bevrees. En Jesus het nader gekom en hulle aangeraak en gesê, staan op en moenie vrees nie. Toe slaan hulle hul oë op en sien niemand meer nie behalwe Jesus alleen. En onderwyl hulle van die berg afklim, het Jesus hulle bevel gegee en gesê,
julle moet vir niemand iets van die gesig sê, voordat die seun van die mens uit die dode opgestaan het nie. So hier bevestig hy dit weer. Hy gaan sterf, maar hy gaan opstaan uit die dood. En sy disippels vra hom en sê, waarom sê die skrifgeleerdes dan dat Elia eers moet kom? En Jesus antwoord en sê vir hulle, dis waar, Elia kom eers en sal alles herstel, maar ek sê vir julle dat Elia al gekom het, en hulle het hom nie herken nie, maar aan hom alles gedoen wat hulle wou. So sal die seun van die mens ook deur hulle lei. Toe verstaan die disippels dat hy met hulle van Johannes die Doper gespreek het. So ek kom maar net kortliks daaroor sê, ons het al in van my preke oor Elia en Isebel en Agab het ons daaroor ook gepraat, en ons het al in hierdie reeks ook daaroor gepraat, dat hierdie gees van Elia uiteindelik was in Johannes ook gewees, en ons het vorentoe gespring na Openbaring toe ook, en ons het gesê, die twee getuies wat aan die einde weer sal kom, voor die wederkoms kom, een van hulle is waarskynlik weer Elia, want hy is opgeneem in die hemel. So dieselfde, Moses natuurlik weet ons ook, was ook op die berg, en hy het waarskynlik daar gesterf, ons weet hulle het later sy liggaam, ons weet nie wat met hom gebeur het nie, so baie mense sê, dis dieselfde tipe van ding wat met Moses gebeur het, alhoewel sy liggaam op aarde gebly het. Maar goed, ons teksverse vir vandag is verse 1 en 2. Ek wil hulle weer vir ons lees. Ons lees in Matteus 17 verse 1 en 2. En na 6 dae het Jesus vir Petrus en Jakobus en Johannes sy broer saamgeneem en hulle op 'n hoë berg in die eensaamheid gebring. So ons sien hier weer die gedagte van afsondering ook. Hulle is op 'n hoë berg. En dan vers 2, en hy het voor hulle van gedaante verander, en sy aangesig het geblink soos die son, en sy klere het wit geword soos die lig. En hy het voor hulle van gedaante verander, en sy aangesig het geblink soos die son, en sy klere het geword soos die lig. So dit is hierdie transfigurasie, of gedaanteverandering wat ons dan sien, wat uiteindelik hier plaasvind. Nou die groot vraag waarmee ek vanoggend wil begin, is om te vra, wat het werklik hier gebeur? Het Jesus verander en iets nuut geword, of is dit eintlik die ander kant, en ons weet, dit is eintlik die antwoord. Die antwoord is, Jesus het nie 'n nuwe gedaante gekry daar op die berg nie, maar hier op die berg, wanneer Moses en Elia afkom, is weer hierdie hemel en aarde moment wat by mekaar kom, het Jesus, wil ek amper sê, en ek wil dit nie so nie, want dit is 'n negatiewe uitdrukking, maar ek wil sê, hy het sy ware klere gewys, nie sy ware klere nie, maar hy het sy ware gedaante, sy ware vorm dan, gewys, wat straal van die heerlikheid van God natuurlik. En dit is hoe Jesus werklik lyk, dit is die ding wat ons vanmôre moet verstaan. So ons sien dan, dat Jesus praat hier met Moses en Elia op die berg. Daar word nie vir ons meer as dit gesê nie, daar word net vir ons gesê, en hy was in gesprek gewees met Moses en Elia. Maar in hierdie klein paar woordjies, hierdie sinnetjie wil ek amper sê, is daar verskriklik baie wat geïmpliseer word en wat uiteindelik hier afspeel. En in 'n sekere sin is dit hierdie gedaanteverandering waaroor alles vanmôre met Jesus op die 5de berg uiteindelik gaan. So ons weet natuurlik, as ons praat van Moses en Elia, hulle twee is die enigste twee persone gewees in die Bybel wat op die berg Sinai was. Horeb of Sinai is dieselfde. Moses het natuurlik die 10 gebooie daar gekry, ek wil amper sê, hy was op en af gewees, en Elia natuurlik minder suksesvol as Moses, want dit was sy slegte dag gewees, wil ek amper sê, maar daar was ook goeie dae. Elia was ook op Horeb, dis natuurlik waar hy vir die Sebel en vir Agab ten minste in al die Sebel se Baal profete gekry het, en ons weet die verhaal, ons het nou al 'n paar keer daarvan gehoor in hierdie reeks en in die vorige ene oor Elia en Agab en die Sebel. Dis daar waar hy natuurlik vir die Baal profete sê, maar as julle God is, laat hy die brandoffer altaar in die brand raak, of laat dit reën, en dit gebeur natuurlik glad nie, en dan kom God natuurlik, of na die reën, en dan kom God natuurlik, en hy met daai vuur uit die hemel uit, steek hy Elia, die offer wat Elia gereed gemaak het aan die brand, en daardeur
ontbloot hy natuurlik dat die Baal-profete is 'n klomp afgode profete, dis hulle aanbid 'n God wat uiteindelik nie bestaan nie. So Moses en Elia is hierdie twee figure wat op Sinai is, en Sinai is ook, wil ek amper sê, sinoniem met die wet. So dit is belangrik, dit gaan hier oor die wet, maar nou praat ons hier oor gedaanteverandering. So dit sê ook vir ons iets van dit wat ons nou nog die hele tyd gesien het. Israel van ouds moes die wet onderhou tydens die woestyntog en uiteindelik in die beloofde land, maar Jesus sê hy kom en hy vervul vir ons die wet, hy kom neem die wet op hom. So dis ook wat hy vir hulle in 'n sekere sin hier sê, sonder om dit te sê, of wat ons ten minste vandag kan weet is, Jesus sê juis, hierdie gedaanteverandering vind in 'n sekere sin hier plaas, vir hierdie oomblik kom hemel en aarde mekaar, maar wat het hy vir hulle gesê? Ek gaan sterf, dis waaroor dit hier gaan, julle moet hoor en julle moet luister, ek gaan sterf aan die kruis. En deur te sterf aan die kruis het hy uiteindelik die toorn en die straf wat ons ook verdien en hulle verdien het, omdat ons nie die wet kan onderhou nie. Onthou, ons gaan nou terug. Nou, hoekom het Jesus heeltyd die Fariseërs en die Sadduseërs en die skrifgeleerdes tereggewys? Want hulle het gedink, hulle moet die wet onderhou en hulle eie werkgeregtigheid gaan hulle uiteindelik red. En Jesus sê, dis nie waaroor dit gaan nie, julle kan dit nie doen nie, maar ek kom om in julle plek te kom sterf. So dit is hier belangrik, maar wat ons dan ook sien, is hulle twee is in gesprek met hom, bo op die berg natuurlik, en dan sien ons Jesus verander van gedaante, hy is die bron van die goddelike lig. Nou, Moses en Elia, moet ons onthou, het nie direk met vir God kon aanskou nie, en hulle het hulle self natuurlik toegemaak of versluier. Elia het sy rug gedraai, word vir ons beskryf, en ons weet nadat toe hulle afgekom het Moses se gesig begin blink, en moes hy ook toe nou sy gesig vir die kinders van Israel verberg het. Ons lees daarvan in Eksodus 34, verse 33 tot 35. Maar daar's 'n ander interessante ding, voor dit gebeur in Eksodus 24 vers 15 tot 18 lees ons, en toe Moses die berg opklim, dis nou Sinai, het 'n wolk die berg oordek, en die heerlikheid van die Here het op die berg Sinai gebly, en die wolk het dit 6 dae lank oordek, en op die 7de dag het hy na Moses geroep uit die wolk. So Moses was nou op pad om op te klim, toe oordek die wolk die berg, toe stop hy is, en is dieselfde soos hier, 6 dae later, op die 7de dag, toe roep God vir Moses, en hy sê, nou kan jy verder opklim, en dan sien ons in vers 17, en die verskyning van die Here se heerlikheid was in die oë van die kinders van Israel soos 'n verterende vuur op die top van die berg, en Moses het binne in die wolk ingegaan en die berg opgeklim, en Moses was op die berg 40 dae en 40 nagte. So ons sien hier hierdie heerlikheid van God, en ons sien ook dis soos 'n verterende vuur, en ons lees ook in Jesaja 30 vers 27, kyk, die naam van die Here kom van ver af, sy toren brand, swaar wolke kom op, sy lippe is vol grimmigheid, en sy tong soos 'n verterende vuur. So dit gaan oor die tong van God, die woord van God, en wie is die woord van God? Jesus is die woord van God, en hoe is hy? Soos 'n verterende vuur, dis wat vir ons hier uiteindelik beskryf word. Nou wat ons nou moet verstaan wat hier afspeel, en wat eintlik hier gebeur, die implikasie is, dat Moses en Elia, waar hulle tydens hulle aardse lewens opgeklim het na die berg toe om vir God bo te ontmoet, sien ons nou, hulle kom af van die hemel af, om vir Jesus te ontmoet. En aan die ander kant daarvan sien ons, Jesus hier tydens sy aardse lewe, het nou van onder af uiteindelik opgegaan, om vir Moses en Elia te ontmoet, waar die heerlikheid van God, vroeër, ek dink weer aan die verhaal van Moses, wat sê, Here, as U nie saam met ons trek nie, dan is dit nie werd dat ons van hier af verder gaan nie, en toe het die heerlikheid van God van die berg af afgekom, en natuurlik in die tent van samekoms ingegaan, en saam met die Israeliete, deur die wolkkolom en die vuurkolom, waarvan lees ons nou nog heeltyd, die wolk en die verterende vuur, voor die Israeliete uitgetrek het, die wolk bedags en die vuurkolom in die nag. So hier sien ons nou die omgekeerde van wat gebeur het. Hierdie keer is dit nie God wat van bo afkom
en die mense wat van onder afkom nie, maar hierdie keer is dit God, Jesus wat van onder afkom en Moses en Elia uiteindelik wat van bo afkom om hom te ontmoet en met hom te praat en hom weer te versterk. En dit is van groot belang. Ons moet onthou hierdie teenwoordigheid van God wat uiteindelik saam met Israel getrek het deur die woestyntog. Hoekom? Want God is die goeie herder wat ons lei, en hierdie teenwoordigheid van God wat in die tempel was en in die tent van samekoms was en die verterende vuur was wat uit die hemel uitgekom het en die Baalpriesters ontbloot het soos dit vir ons beskryf word, is uiteindelik die teenwoordigheid, die heerlikheid van God gewees. Maar wat hier gebeur is, nou sien ons nie, Jesus begin van gedaante verander, en wat ons eintlik dan moet verstaan is, wat hier geïmpliseer word, is Jesus is God, hy is daai teenwoordigheid van God, daai wolk, daai verterende vuur, die heerlikheid, as ek dit alles in een woord kan saamvat, wat skyn. En dis wat Openbaring vir ons van vertel, dat eendag in die ewige lewe gaan dit nie die son wees wat oor ons skyn nie, maar dit sal God se heerlikheid wees wat oor ons gaan skyn. En dis Jesus Christus self, dis hy wat daai heerlikheid is. Dis wat ons hier uiteindelik raak lees. So, dit wys vir ons op twee dinge. En die eerste ding is dat God is nog altyd by sy volk. Hy was by hulle gewees deur die Ou Testament en die wolk en die vuurkolom, hy is nog altyd daar, maar ook vir die disippels, God is nog heeltyd by hulle, as hulle dit nog nie besef het nie, dan het hulle dit op hierdie stadium, wil ek amper sê, terdee besef. Jesus is God, hy is nog heeltyd by hulle, en hierdie is sy ware vorm, dit is hoe hy werklik lyk, hoe hy straal in al sy heerlikheid. So dis die eerste ding, wat vir ons gewys word, daai feit van, hy is nog heeltyd by hulle gewees, in die Ou Testament en in die Nuwe Testament. En die tweede ding wat vir ons dan bevestig word, is, dat Jesus is God self. Daar's dit wat Petrus so pas bely het, wat Jesus gesê het, op hierdie pragtige belydenis van jou, sal ek my kerk bou, dat jy sê, ek is die Christus, die seun van die lewende God, en daarom self God. Dit word vir ons hier bevestig, wanneer Jesus van gedaante verander, hy is God, en dit is ook baie belangrik, hy is 100% mens gewees, en ook 100% God, want net 'n mens kan vir mense se sondes betaal, en net God self kan die toorn en die straf en die godsverlatendheid, wat ons verdien, op hom neem, en nog steeds aan die einde uitroep, dit is volbring. Omdat hy die wet, se toorn en straf, omdat ons dit nie kan onderhou nie, op hom uiteindelik geneem het, en daardeur uiteindelik die wet vervul het. So Hebreërs 12 vers 29 praat ook daarvan en sê, want ons God is 'n verterende vuur, en in Openbaring 1 vers 16 lees ons ook weer, en in sy regterhand, dit is nou in Jesus se regterhand wat Johannes sien in Openbaring, en in sy regterhand het hy 7 sterre gehou, en 'n skerp tweesnydende swaard het uit sy mond uitgegaan, en sy aangesig was soos die son wat skyn in sy krag. So dit is, soos ek sê, Jesus is dus die heerlikheid van God op die berg, en Jesus in sy ware verheerlikte staat, is dan ook die ene wat oor ons sal skyn eendag. Dis ook wat vir ons hier uiteindelik gewys word. So hoekom kan Moses en Elia hier in gesprek met ons kom? Want hulle is reeds in die hemel op daardie stadium. So hulle het reeds ook, soos wat ek praat altyd oor die 8 stappe van die heilsorde, die laaste stap gebeur met die wederkoms, as ons verheerlikte liggame kry. So daarom kan hulle in sy volle teenwoordigheid wees en met hom in gesprek uiteindelik wees. Maar wat verder belangrik is wat hier vir ons 'n ander ding bevestig word. En dit is, soos ek sê, saam met die tweede ding wat ek gesê het, is dat daar vir ons bevestig word dat Jesus is waarlik God. Wil ek terugkom na Petrus se belydenis toe in Matteus 16 vers 16, waar hy sê, maar U is die seun van God, U is die Christus, die seun van die lewende God. Dit word vir ons weer hier bevestig, dat dit wat Petrus so pas bely het, dit is 100% die waarheid. So Petrus het dit nog deur geloof gesê, en dis hoekom Jesus vir hom gesê het, vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemele is, en nou wys Jesus dit vir Petrus. Jy het dit nou net bely uit geloof uit. Nou wys ek dit vir jou, hier bo op die berg. En dit is vir ons ook baie belangrik. Ons moet besef,
dat wanneer ons dit ook in geloof sê en glo, dan sal dit ook vir ons bo op die berg gewys word. Ons glo dit nou, ons kan dit nie sien nie, want om te glo is om te glo aan die dinge wat ons nie kan sien nie. Dit is wat geloof is, een van die definisies, is 'n gewisse kennis en 'n vaste vertroue. Maar as ons dit ook glo soos Petrus, sal dit ook vir ons gewys word, wanneer ons uiteindelik bo op die kosmiese berg uiteindelik kom. So dis die absolute waarheid, dis wat belangrik is. Maar wat belangrik is dat Jesus bevestig ook hier, dat hy is waarheid. Jesus sê in Johannes 14 vers 6, ek is die weg en die waarheid en die lewe, en niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. So dis alleenlik, hy het homself hier bewys as die seun van God, as God self, en dis alleenlik deur hom en deur die waarheid, en die waarheid is meer as net dit, maar dis 'n kernwaarheid, dat Jesus is die seun van God. En hy het vir ons sondes gesterf, en hy het vir ons oorwin deur op die derde dag uit die dood uit opgestaan het. Hierdie is een van die kernwaarhede wat Jesus vir ons wys, want ons moet onthou, waarheid is nie net iets wat elke ene, hoe sê hulle, waarheid is objektief. Nee, waarheid is nie objektief, elkeen besluit self wat sy eie waarheid is nie. Daar is 'n werklike waarheid, en daai waarheid is 'n persoon, naamlik Jesus Christus. Wat dan verder hier gebeur, as hierdie storie speel dan hier af, en dis natuurlik hierdie storie waar Jesus dan nou, of hierdie verhaal, want storie klink of dit opgemaak is, maar verhaal klink of dit werklikheid is, maar is maar een en dieselfde. Wat dan verder gebeur is, in hierdie verhaal sien ons dat Jesus se disippels, hierdie 3 ten minste wat by hom is, sou baie goed hier ook die simboliese waarde uiteindelik verstaan het. Hulle het geleer, en Jesus het vir hulle vertel, en hulle ken die geskrifte van Moses wat op die berg was, en nadat hy afgeklim het sy gesig geblink, omdat hy uiteindelik in die teenwoordigheid van God was. Maar nou sien hulle, Jesus word hier verander, of Jesus verander hier van gedaante. En nou besef hulle uiteindelik, dit wat ek ook reeds gesê het, dat Moses het verander om soos Jesus, wat hulle nou hier voor hulle sien, wat van gedaante verander het, te word. So dit gaan oor die verandering van die mens. En daarom moet ons ook daarna strewe, om ons uit ons sondige lewens uit te verander, om meer en meer soos Jesus te wees, want dit is Jesus se ware vorm, hy straal met God se heerlikheid. En ons moet ook probeer om heilig te wees. En 'n sekere sin, hy sonder hulle hier af, hulle is in eensaamheid bo op die berg. En ons moet onsself ook afsonder vir God, ons moet ook heilig wees, want God beveel, en Petrus sê dit ook later, hy sê, God sê, wees heilig, want ek is heilig. Maar wat hulle hier besef het, is dat uiteindelik Moses het geword soos Jesus, en daardeur besef hulle ook, God is nog heeltyd saam met ons gewees, tydens sy aardse bediening, hierdie hele 3 jaar, wat ons saam met hom was. En dan sien ons nou die res wat afspeel, dan sien ons Petrus, ek wil amper sê, weer so half in onkunde, dan sê hy, maar kan ek Jesus vir jou en vir Elia en vir Moses hitte bou? Hitte kan ook vertaal word met tente, maar dit sou natuurlik beteken dat hulle ingeperk was daar bo op die berg. Petrus verstaan nog nie lekker wat aangaan nie, en daarom sien ons, hy kry nie 'n antwoord nie, niemand antwoord hom nie, Elia of Moses of Jesus gee vir Petrus 'n antwoord nie. Maar ek wil maar net sê, want partykeer is dit nie nodig om mense te antwoord nie. En dit is uiteindelik ook hier wat dan uiteindelik gebeur. En dan is dit weer die wolk wat hulle oorsluier, en dan sien ons, praat God uit die hemel uit, en dis baie belangrik. Dis natuurlik dieselfde wat gebeur met Jesus se doop, wanneer Johannes die doper, wat Jesus nou, wat ons gesien het in die res van die gedeelte bevestig, Elia was reeds hier, maar wat het hulle gedoen? Hulle het Johannes die doper se kop afgekap, hy is doodgemaak, hulle het hom verag. En dis deel van die les, wat Jesus ook sê, as julle my volgelinge wil wees, Elia het reeds gekom, maar die mense het hom verag, julle sal nou sien, hulle gaan my kruisig, hulle gaan my doodmaak, julle moet weet, julle moet julle kruis opneem, ons kom terug na Matteus 16 toe, en julle gaan waarskynlik ook doodgemaak word, en ons weet, al die disippels is waarskynlik doodgemaak, en vir ons vandag word dit ook, ek wil amper sê die lyn word deurgetrek, om te sê, dit is nie maklik om 'n Christen te wees nie, jy moet weet, jy gaan swaar kry, jy gaan vervolg word, jy gaan dalk ook doodgemaak word, maar as jy my wil volg,
sal jy jou kruis moet opneem. Want uiteindelik gaan dit daaroor dat as jy jou lewe verloor om my ontwil, sal jy gered word. Nou dit is die ander woorde wat in Matteus 16 ook nog staan. In Matteus 16 vers 25 en 26 sê Jesus, want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor. En dit gaan hier oor elkeen wat sy eie lewe wil red, want jy kan nie jouself red nie, want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor. Maar elkeen wat sy lewe om my ontwil verloor, sal dit vind. Want wat baat dit 'n mens as hy die hele wêreld win, maar aan sy siel skade ly? Of wat sal 'n mens gee as losprys vir sy siel? En die punt is, Jesus sê, jy kan niks gee as losprys vir jou siel nie, want wat jy gee is nie goed genoeg nie, dis met sonde bedek en bevlek, maar ek is op pad, dis wat hy vir die disippels sê, om te gaan sterf as losprys vir julle siele uiteindelik aan die kruis. Maar wat ons moet verstaan wat hier aangaan, is Jesus verander uiteindelik hier van gedaante. En ons word uiteindelik opgeroep om ook te sê, ons moet verander, ons moet ons sonde laat staan, en ons moet meer en meer aan Jesus gelyk word. Dit beteken nie dat ons gaan begin blink van die heerlikheid van God nie, maar dit beteken dat daarby vir ons 'n verandering is, dat ons meer heilig word, omdat ons sonde laat staan, en uiteindelik vir Jesus begin leef. En hoe laat doen ons dit? Een van die maniere, of hoe doen ons dit, is natuurlik dat ons moet besef, ons moet ons kruis opneem, en ons moet begin berg opklim, om nader en nader aan Jesus uiteindelik te kom. Ons moet weer terugkeer na die paradys toe, om daar uiteindelik terugkeer na Eden toe, om daar uiteindelik weer versterk te word, keer op keer, en hoe hoër ons is, hoe meer krag sal ons gee, maar dis nie maklik nie, want jy moet jou kruis opneem, en jy moet berg opgaan, maar dis wat ons moet doen, en dit is uiteindelik wat ook hier geïmpliseer word, die opklim, die volharding, berg op, gaan nie maklik wees nie, jy gaan jouself moet verloon, jy gaan jou kruis moet opneem, en dit gaan swaar wees, dit is nie maklik nie, maar uiteindelik weet ons, God sal ons uiteindelik versterk vir dit wat voor ons uiteindelik lê. En ek wil afsluit hiermee, die disippels het dalk gedink dat hulle moes berg opgaan, soos wat Moses en Elia berg opgegaan het, om vir God te ontmoet, om in die teenwoordigheid van God te wees. Maar dan sien hulle uiteindelik nee, dis Jesus wat saam met hulle die berg opgaan het, wat hulle eintlik die berg opgelei het, want hy is die goeie herder. Dis hy wat vir Moses en Elia daar ontmoet, en hy is nog van altyd af God. En dit geld ook vir ons. Ja, hierdie stryd wat ons het op aarde, om uiteindelik by die waarheid te hou, om die waarheid uit te leef, om berg op te klim, ek wil amper sê, met die kruis op ons rug, is nie 'n maklike pad nie, dis swaar, ons sal vervolg word, dis moeilike omstandighede, maar hier is die troos. Deur dit alles kan ons, net soos die disippels, tot hierdie besef kom, dat uiteindelik is God nog altyd by ons, hy is nog altyd Immanuel. In Matteus 28 vers 19, voordat Jesus opvaar na die hemel toe, gee hy natuurlik die opdrag, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies, en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En dan sê vers 20, wat ons baie keer nie lees nie, en kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Amen. So die stryd is nie maklik nie, maar God sê vir ons, Jesus sê vir ons, hy is by ons, hy vat ons aan die hand, hy lei ons berg op. Dit gaan oor die geloof in hom, dit gaan oor die begeerte om ook, ek wil amper sê, verander te word uit die sonde uit om sy kind te wees. En dan weet ons, nadat hy hier opgevaar het na die hemel toe, dan stuur hy ook sy Heilige Gees uit om in ons harte te kom woon, om die geloof in ons te werk, om ons te laat volhard. En Handelinge 1 vers 8 sê ook, en julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. So ek wil afsluit deur te sê, dit is nie 'n maklike stryd nie, maar Jesus het homself bewys as God. Hy sê vir ons dat hy by ons is altyd, hy stap die pad saam met ons. Ons moet met hemelse oë begin kyk en besef dat hy altyd daar is, maak nie saak hoe moeilik dit is nie. Dit is nie maklik nie, want dit is berg op, maar nogtans is Jesus by ons, hy is by ons en sy Heilige Gees is in ons harte en lei ons en rig ons elke dag om nie moed op te gee nie, maar die berg uiteindelik te bly klim, totdat ons uiteindelik
met die wederkoms die toppunt daarvan sal bereik, maar dit beteken dat ons nie moet opgee nie, dat ons uiteindelik moet bly klim, want hierdie stryd, hierdie moeilike klimstryd, is ook hoe ons uiteindelik die eer aan hom gee, omdat die lof en die eer en die heerlikheid hom toekom tot in alle ewigheid. Amen. Kom ons bid weer saam. Ons almagtige God, Hemelse Vader, Here, ons weet dat wanneer ons wedergebore word, wanneer ons werklik tot bekering kom, dan is dit 180 grade draai wat ons maak, 'n ommekeer in ons lewens, dan los ons die vrugte van die vlees, hierdie wêreldse dinge agter, ons draai 100% om en ons begin U volg. Here, so het ons gesien dat die Here Jesus van gedaante verander het op die berg, dat hy in sy werklike glorie, omdat hy die werklike glorie en die werklike heerlikheid van God drie-enig is, geskyn het daar op die berg, en dat Petrus en Johannes en Jakobus tot daardie besef gekom het, as hulle dit nog nie werklik besef het nie, dat Jesus is werklik die Seun van God. Here, ek wil vanmôre vra dat U ook in ons daardie geloof sal werk, dat ons nie sal twyfel nie, dat ons dit nie net vir mekaar sal sê nie, maar dat ons sal begin leef asof Jesus werklik die Seun van God is, asof hy ons werklik onverdiend uit genade alleen kom red het uit ons sonde en uit die ewige dood uit, en asof hy vir ons werklik die ewige lewe gegee het, asof hy werklik sy Heilige Gees uitgestuur het om in ons harte te kom woon. Here, ons weet dat dit nie net is asof nie, maar ons weet dit is die werklikheid. Here, gee dat ons daarom sal wakker word, dat ons daarom sal besef dat ons elke dag dan ook lewens van dankbaarheid moet leef, omdat die Christen nie anders nie, omdat hy juist die vrugte dra wat by die bekering pas, en dat ons daarom in alles wat ons doen, die lof en die eer en die heerlikheid aan U sal bring, dat ons so sal leef, dat die wêreld sal sien, dat ons ligte is, wat bo van die berg af, juist omdat ons nie moet opgee nie, maar omdat ons bly klim, dat ons daarom ligte is, wat bo van die berg af skyn, om ook lig te gee aan hierdie donker wêreld waarin ons onsself bevind. Here, ons weet ons kan dit nie op ons eie doen nie, en daarom vra ons dat U selfs ons dankbaarheid sal lei en sal rig, dat dit U self sal wees wat vir ons opnuut weer sal besef, dat U is langs ons, U is voor ons, U is agter ons, U lei ons as die goeie herder, en die Heilige Gees is ook in ons, en hy gee ook vir ons die krag om te bly klim. Here, ons dink aan elkeen wat siek is, elkeen wat beserings het, elkeen wat hartseer is. Here, ons vra dat U vir ons genesing sal bring, dat U vir ons gesond sal maak, dat U vir ons sal vertroos, en dat ons ook in alle omstandighede waar ons onsself bevind sal weet, U is by ons, en die Heilige Gees verander ons ook elke dag meer en meer, sodat ons elke dag ons sonde sal laat staan, begeerte sal hê om 'n verhouding met U te hê, en meer aan U gelyk te word. En Here, daarvoor wil ons U loof en prys en dank, en opnuut maar net weer bely, dat die lof en die eer en die heerlikheid kom U toe tot in alle ewigheid. En ons bid en vra al hierdie dinge as dit U wil is, in U groot en heilige naam, in die naam van Jesus Christus. Amen.